Ons is opgeneig daartoe om te dink dat Christus het net aan die kruis vir ons gelei. Maar tog staan hier, hy het deur sy hele lewe hier op aarde, maar veral aan die einde daarvan vir ons gelei. Goeiedag aan al ons luisteraars en baie welkom by nog 'n video waar ons kyk na dit wat ons bely uit die Heidelbergse Katekismes. Saam met my hier het ons vir Skalk en vir Teens, Dominee Skalk en Dominee Teens. Dis daai lekker om hulle hier te hê. En ons gaan dan vandag saam kyk na vraag 37 van die Heidelbergse Katekismes. Dis die eerste vraag onder Sondag 15. So Sondag 15 se eerste vraag en antwoord 37. Ek gaan dit net vir ons hierso lees en dan kan ons saam daaroor gesels. So, vraag: wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Ekskuus voordat ons voortgaan net vir die luisteraars wat dalk hierdie video apart kyk. Hierdie Sondag is deel van al die Sondae wat handel oor die apostoliese geloofsbelijdenis. So, ons is dan nou hier by die woorde waar ons saam bely in die apostoliese geloofsbelijdenis wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is ensovoorts. So hierdie Sondag is hierdie vraag 37 gaan net oor die woordjie gelei, spesifiek in daardie konteks van die apostoliese geloofsbelijdenis. So, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Antwoord: dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Ja, broers, dit is 'n besonderse kerndeel van die evangelie waarna ek gaan die gesprek aan die gang sit deur die vraag te vra: het Jesus net liggaamlik gelei? Ek sal graag opsom om te antwoord nee. Mooi. So Christus lei nie net liggaamlik nie, lei ook in sy siel. Hy lei veral, daar word gesê dat hy lei veral aan die kruis, maar hy lei nie net aan sy liggaam daar aan die kruis nie, hy lei ook in sy siel en die godsverlatenheid wat hy ervaar. En ek dink die rede hoekom baie mense dalk dink net dat hy net liggaamlik of dat daar oorbeklemtoning is van die liggaamlike lyding van Christus, is omdat ons baie materialisties dink soms. Ons dink heel eers aan die liggaam, die siel kom eers later. Ek dink dis hierdie gebrek in ons denken wat veroorsaak dat ons so oorbeklemtoning plaas op die liggaamlike lyding. Die liggaamlike lyding is daar, dis waar Christus het liggaamlik vir ons gelei. So bely ons ook met die nagmaal, waar sy liggaam gebreek word, is dit die brood wat gebreek word verteenwoordig sy liggaam wat gebreek is vir ons. Maar hy lei ook in sy siel. Hy dra al daardie sonde skuld op hom. Hy dra al die toorn wat God oor ons bestem het, oor ons siele en ons liggame bestem het, dra Christus op in homself. Paulus skryf dat hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak ter wille van ons, sodat ons nie die dood sal ken nie. So is dit nie net liggaamlike dood nie, maar ook die godsverlatenheid wat Christus ervaar aan die kruis. Maar die lyding van Christus is ook vanaf sy geboorte, die vernedering wat hy deurgaan. Die Here oordeel, die seun van God word as 'n babatjie gebore en van daar af vind daar alreeds vernedering en lyding plaas. Ja, ek dink om daar by te voeg ook net is nou hierdie Sondagsafdeling en hierdie vraag en antwoord so lees, dan moet 'n mens mooi rekening hou met die feit dat die lyding van Christus gebeur in ons plek.
nee, so hy doen dit ter wille daarvan dat ons gered kan word. En, God red ons nie halfpad nie, hy red ons heeltemal. So omdat ons mense is wat meer is as 'n liggaam, nee, dat ons, geestelike wesens ook is, het, het Christus gelei volgens ons belydenisafdeling na liggaam en siel, nee, dat hy beide kon verlos. So ek dink dis nogal belangrik. Nee, mens kry eensidighede beide kante toe, nee, ouens wat sê, dalk oorbeklemtoon die liggaamlike lyding, maar, wat dan kry mense wat so half vergeet, maar Christus het vir ons liggame, die liggame wat ons het hy betaal en dat dit gered kan word. En dat ook ons liggame nie vir ewig verlore sal gaan nie. So, baie belangrik daai sinsnede na liggaam en ons siel. Ja, ja. Nee, dit is baie goed, ons gaan dan ook later daaroor gesels wanneer ons, gaan kyk na die sinsnede in die apostoliese geloofsbelijdenis wat sê, ek glo in die opstanding van die liggaam. So dis eintlik baie wonderlik om te besef dat die Here het nie net alleenlik jou siel gered nie, maar ook jou liggaam. Hy het jou volledig gered, soos wat Teens nou gesê het. En ja, dit, ongelukkig word ons nogal geneig om een of die ander te oorbeklemtoon. En nou Skalk, jy het mooi daaraan geraak dat in ons kultuur op die oomblik, soos wat ek kan agterkom, oorbeklemtoon ons die fisiese. En dis goed dat daai sinsnede dan juist daar is. Hy het na liggaam en siel vir ons gelei. Skalk, jy het klaar daaraan begin raak en dit klaar gesê, maar dit is goed om dit ook net te beklemtoon, soos die volgende stuk in die antwoord in die belydenis. Ons is opgeneig daartoe om te dink dat Christus het net aan die kruis vir ons gelei, maar tog staan hier, hy het deur sy hele lewe hier op aarde, maar veral aan die einde daarvan vir ons gelei. Wil julle 'n bietjie meer daaroor ook gesels, want dit is ook goed om dit te besef oor Christus se lyding vir ons. Ja, ek dink, as ek iets kan sê, dat, ons moet besef lyding is meer as net daar waar mens pyn ervaar en waar jy, kom ek stel dit nou maar so, fisies aangerand word of sleg gesê word of gespot word. Christus se lyding is meer as dit. Christus se lyding het ook te doen met, sy ervare in die menslike natuur. Daar, soos wat ons honger kry, het hy ook honger geword. Soos wat hy, soos wat ons dan ook, is, soms ver van die Here af voel, het, was Christus nie ver van God af nie, maar ons daar ook uitdagings vir Christus om die Here te nader, hy as in sy menslike liggaam. En so is dit ook dan 'n vernedering vir Christus, daar waar hy menslike natuur moes aanneem, dat die almagtige God, die skepper van die hemel en aarde, moet nou verneder word en die vorm van 'n mens aanneem. Dit is deel van die vernedering wat hy moes deurgaan vir ons. Ja. Ja, ek dink ek kan byvoeg, 'n baie, mens kan met die evangelies mooi Christus se lyding, sien, nê. As hy hartseer is, nê, as hy huil, lees van 'n paar gedeeltes waar hy gehuil het. Daar in Getsemane waar sy sweet soos bloeddruppels word, dis nog net 'n spasie van wat aan die kruis gebeur het. So, ons het by vorige geleenthede nogal klem daarop gelê, nê, as ons praat oor die menslike natuur van Christus, Christus het nie 'n ongevalle natuur aangeneem nie, nê. Hy het vlees aangeneem, nê, en al die lyding wat daarmee gepaard gaan, nê. Die mens se liggaam is aan die verganklikheid onderworpe vanweë die vloek op die sonde wat na die sondeval gekom het en Christus was aan daardie lyding ook onderworpe. Ons ken nie uiteraard nie al die details nie, nê, maar hy sou soos
soos 'n gewone mens groot geword het, siekte geken het, seer kry geken het. Ehm, ek dink dis in die besonder dan omdat hy eintlik volmaak was, sou dit 'n groter pyniging ook gewees het. Mooi skrif gaan lees is Filippense 2, praat van Christus het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het hom ontledig. Hy het hom ontledig. Dis 'n geweldige ryk begrip ook. So, ja, ek dink dis nog wat ek daaroor sou wou sê. Ja, ek dink om net nog verder by hulle by te voeg, om net op een aspek van sy aardse lyding te fokus. Ehm, hy het ook temptasie deur die sonde ervaar. Ehm, en hy het temptasie tot op die uiterste ervaar want hy het nooit daarvoor geval nie. Ons mense, as ons so getempteer word ergens, omdat ons nog in hierdie sondige natuur lewe, ergens val jy. Maar omdat hy nooit geval het nie, het hy die temptasie tot op die uiterste toe ervaar. So dis net nog iets om dit te illustreer. Nee, baie dankie. Ek dink ons kom nou nogal by 'n kernvraag uit, of 'n kernsinsnede uit hierso wat ek oor 'n vraag wil vra. Dan staan daar ook dat hy die toorn van God teen die sonde van die menslike geslag gedra. Wat beteken dit dat hy die toorn van God teen die menslike geslag gedra het, of eerder om dit net nog eenvoudiger te vra, watter lyding het Christus gedra? Wat behels hierdie lyding? Wat is dit? Dit is die toorn van God. God wat sy in die Ou Testament, God wat sy aangesig teen jou draai. So as Jesus aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Nee, dan bring hy 'n bepaalde verlatenheid tot uitdrukking en daarmee sê hy nie dat God nou afwesig was nie, maar God was in sy toorn teenwoordig, met sy vriendelike aangesig van Christus af geheel en al weggedraai. So dis die lyding, ja. Ja, ek dink 'n ander manier hoe dit ook in ons belydenis uitgedruk word is, hy het helse pyn en smart ervaar. So God se aktiewe ontneming van alles wat goed is en God se aktiewe toepassing van alles wat sleg is in sy toorn. Dis wat God se laatheid is, ja. Skalk, wil jy nog ietsie sê? Nee, Reg. jy het alles mooi saamgevat. Laaste vraag wat ek wil vra is, jy is nou oor hy het hierdie lyding as die enigste versoensoffer vir ons liggaam en siel gedra om ons van ewige verdoemenis te verlos. So, hoekom moes Jesus juis ly sodat ons met God versoen kan word? Wat behels hierdie versoensoffer van hom? As ons dink aan God se geregtigheid, in die begin van ons belydenis kom dit baie duidelik na vore ook, nê. God se geregtigheid eis dat daar betaal word vir die mens se sonde. So met ander woorde, die verbondsgemeenskap met God is vanweë die sonde, en van nature is ons verdiende mens dan om aan die Here se toorn vir ewig onderworpe te wees. Maar Christus kom dan en hy bring daardie offer. Hy kom ly daardie lyding in ons plek, en hy reken ook, God reken dan ook sy aktiewe gehoorsaamheid aan ons toe, en dan is ons reg in God se oë, dan is ons versoen. Nee, daar is in ons plek aan God se geregtigheid voldoen. Ja, dit is hoe ek dit sou sê. Ja. Ja, ek sou beamoen wat Teun sê. Ons moet ook besef dat ons het versoening nodig wat ons as mens nie kan ontvang van die Here af nie. Ons het iemand 'n middelaar nodig wat daardie versoening bewerk tussen ons en die Here. So kom Christus en bewerk daardie versoening, en daarom moet hy ook die een wees wat
wat daardie pyn en lyding en veral dan aan die kruis moet dra vir ons. Dit is wat die regverdigheid van die Here vereis. En so op grond daarvan daardie regverdige offer wat Christus bring, ontvang ons dan ook die genade van die Here. Ja, ja. Nee, die konsep dat hy homself vir ons opgeoffer het heeltemal. En in ons plek die straf gedra het, is eintlik gaan ons verstand heeltemal te bowe en dis heeltemal dis iets waarvoor ons in verwondering moet staan dat hy juis dit vir ons gedoen het. Die ontsaglike liefde wat hy vir ons het om dit te doen. Dat ons nou ons het gepraat van godsverlatenheid. Hy het daardie godsverlatenheid vir ons gedra sodat ons nooit deur God weer verlaat of nooit deur God verlaat sou word nie. Dis eintlik merkwaardig. Nee. Baie dankie julle. Skalk en Teens, ek sê vir julle baie dankie en aan ons luisteraars baie dankie ook. Ek hoop julle het lekker saam met ons hieroor gedink en gesels. Mag julle 'n lekker dag hê en dankie vir hierdie opname. Dankie manne.